Baie dankie Siegfried. As gevolg van die beerdkrag werk die klok nie en daar is hier en daar 'n paar donker kolle ook in die gebou. Dit gaan maar oor die ligkanale wat op die kragopwekker gekoppel is. Baie welkom vir elkeen in die erediens vanoggend op hierdie manier. Baie dankbaar dat ons in die tyd van die jaar tog op 'n baie meer gemaklike manier wel in die erediens kan wees. En dan natuurlik ook elke slag opgewonde oor elkeen wat hier is, maar elke ander een wat op 'n ander manier aan ons gekoppel is en deel is van die erediens. Kom ons sê net, soos wat ons moet vir mekaar môre, as ons ook die ander groet wat nou na ons kyk en na ons luister. Kom ons sê net so 'n bietjie vir mekaar môre so van agter die masker. In die week was daar 'n groot debat op een van die predikante kollega Facebookgroepe oor die noodsaaklikheid al dan nie van terugkom erediens toe, ook op hierdie vlak van die pandemie. En deurgangs was dit so dat die belangrikheid van die gemeenskap van die gelowiges nie genoeg beklemtoon kan word nie. Waarvan ons saam wees soos vanoggend in 'n erediens een van die uitdrukkings van die gemeenskap van die gelowiges is. Want iemand skryf so mooi, in die erediens ervaar mens iets wat jy nêrens anders kan ervaar nie. Want ons moet erken dat daar in die afgelope 18 maande baie verhoudings skade gelei het. Bewus of onbewus, mense het weggeraak, mense het weggekruip, mense het onttrek, mense het van ander mense begin vergeet. Dit het net al hoe moeiliker geraak om by party mense uit te kom. Maar ons gaan mekaar nooit laat skuldig voel oor nie erediens bywoon of nog nie die erediens bywoon nie. Maar een ding wat ons wel moet begin erken, is dat die laaste amper 600 dae die eie ek baie belangrik kom maak het. Want dit is my lewe wat ek moet beskerm. En daarom leef ek met my keuses en my voorkeure. Daarom oorleef ek met my teorieë en my verskonings. Of jy dan nou daarmee saamstem of nie, dit is hoe ek daaroor dink en dit is waarom ek doen wat ek doen. Want subtiel het ons begin hoor, ek moet gedien en erken word. Miskien dalk later weer vra oor wat die Here nou eintlik vir my wil hê. Maar terwyl hierdie ding aan die gang is, gaan dit oor my. Oor my lewe, oor my keuses, oor my liggaam wat ek moet beskerm, oor my dood wat ek so lank as moontlik moet uitstel. Het gaan oor my. Maar nou het ons gehoor in die woord, in die laaste weke, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En sy lewe as 'n losprys vir baie gegee. En hy sê, die wat eerste wil wees, moet laaste wees, en die wat die grootste wil wees, moet die minste wees. En dis in die naam van hierdie een, vir wie dit nooit oor die eie ek gegaan het nie, wat ek jou vanmôre kan groet. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, aan sy liefde vir mense soos ons,
is daar geen einde nie. Genade en vrede vir jou van God die Seun. Jesus die Verlosser het die wêreld, ook elkeen van ons, se skuld gedra. En genade en vrede vir jou van die Heilige Gees, want hy laat ons as kinders van God op die Jesus manier elke dag selfloos lewe. Kom ons word stil in 'n aanbiddingslied. Ek roem U na. En dit roep ons tot 'n belydenis. Sê dit vanmôre met jou hele hart, jou hele siel, jou hele krag en al jou verstand. Dit is wat my lewe vorm. Doen dit hardop saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper en Bewaarder van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, God se eniggebore Seun, ons Here. Ek glo hy is ontvang van die Heilige Gees en is gebore uit die Maagd Maria. Ek glo hy het gelei onder Pontius Pilatus, is gekruisig en het gesterf. Ek glo hy het so helse pyn en vernedering vir my gelei. Ek glo Jesus Christus het op die 3de dag weer opgestaan uit die dood. Ek glo Jesus Christus het opgevaar na die hemel en hy regeer saam met God, ons almagtige Vader. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die gemeenskap van die gelowiges op aarde. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Kom ons loof die Here met 2 liedere. Kom ons staan, Psalm 100 en Psalm 146.
Die woord van die Here by Markus hoofstuk 10, vanoggend die laaste van 4 weke se kuier in Markus 10 met Jesus op pad Jerusalem toe. Disippels, die kindertjies wat gekeer word, die ryk jong man, Jakobus en Johannes wat die ereposisies wil hê, en dan vanoggend die blinde man, Bartimeus. Kom ons word net vir 'n oomblik 'n bietjie stil. Onse Vader, nog 'n Sondag, nog 'n erediens. Een in so lang ketting van saamwees met medegelowiges. Nog 'n dag van die woord oopmaak, swart letters op wit papier lees, probeer verstaan, graag wil glo en wil doen. Dankie dat ons in u genade hier mag wees vanmôre. Dankie dat ons in die grootheid van u liefde dit kon waag om vir u lied te sing. Iets tot die eer oor ons lippe uit ons hart te laat kom. En as ons stil word, terwyl die wêreld dalk in ons oë druis, in ons ore druis en daar baie beelde deur ons gedagtes gaan as ons ons oë toemaak, dan voel ons die hartklop van u Gees. God in ons, God by ons, die naaste wat u kon kom, was om in ons te kom wees. En nou mag ons die storie lees, wat ons dalk vir die hoeveelste keer al hoor. Maak die oë van ons hart oop, om u regtig te kan sien. Amen. Die verhaal van Bartimeus is op 'n manier 'n draaipunt in Markus se verhaal oor Jesus Christus. Iemand skryf dat hierdie verhaal eintlik dan die hekke van Jerusalem laat oopgaan. Want dit is 'n verhaal wat begin het by Markus 1 en dit begin om te sê die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, soos dit in die boek Jesaja voorspel is. En dan begin daar die verhaal van Jesus en dan kom dit by 'n verskriklike belangrike punt in Markus 8 by vers 27 as Jesus vir die disippels sê, wie sê julle is ek? En dan op 'n manier die maklike antwoord, eers natuurlik die Christus. En dan daar by Markus 8 vers 27 begin die reis. Asof Jesus na daardie vraag vir hulle wil sê, maar nou kan ons Jerusalem toe gaan. As julle sê ek is die Christus, dan kan die reis nou begin kruis toe. Nou kan ons op reis gaan. En wat 'n pad vol misverstande was dit nie. Petrus wat sê, ons sal nie toelaat dat hy gekruisig word. En 'n klomp ander hartseer insidente. En dan eintlik in Markus se verhaal oor Jesus as die Seun van God, kom eindig hierdie reis voordat hy in Jerusalem ingaan met Bartimeus se belydenis. Die gepaste manier om 'n reisverhaal te laat eindig. Ons lees by vers 46 van Markus 10. Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin roep, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my.
Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly. Maar hy het al harder geroep, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Rabboni, dis leermeester, Here, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien, en hy het op die pad agter Jesus aangegaan. Liefdes, wat 'n ongelooflik belangrike gesprek. 'n Gesprek eintlik so belangrik, dat ons nie uit ons eie uit daaroor moet probeer praat. En dan moet ons net vanmôre na Bartimeus luister. Ja, want Bartimeus nooi ons met hierdie verhaal om saam met hom na Jesus te kom. Ek is Bartimeus. My naam beteken seun van eer. Maar my blindheid het my die teenoorgestelde laat beleef. Ek, Bartimeus, die seun van eer, het 'n lewe van oneer ervaar. Ek was gedoem tot armoede en bedel was die enigste oplossing vir my as 'n blinde. Ja, so 'n lewe van oneer het gemaak dat ek nie in die tempel kon kom nie. Want blindheid is gesien as die straf van God en daarom was ek onrein in almal se pad. En toe kom sit ek maar elke dag hier langs die pad tussen Jerigo en Jerusalem. 'n Goeie plek om te sit, want baie leviete en ander tempelpersoneel het mos hier in Jerigo gebly, en as hulle nou Jerusalem toe loop, dan het hulle mos nou vir my almoses gegee, want hulle het punte gekry vir hulle goeie werke. En ek het by die mense wat so verbyloop gehoor van Jesus. Hulle het al hoe meer en meer van hom begin praat, want hy was hier in die omgewing. En toe hoor ek, hy is vandag op pad Jerusalem toe. Hy gaan sowaar by my verbyloop. Ek het geglo, hy is my enigste hoop. Die profeet Jesaja het mos beloof, dat die Messias wat kom blinde sal laat sien, krepers sal laat loop en dowe sal laat hoor. Hy moet die seun van God wees. Hy kan nie anders as om die koning uit die stam van Juda te wees. Hy is die een wat uit die geslag van Dawid kom. Hy is die verlosser. En ek wag vir hom. Ek glo dat hy my sal help. Hy sal my oneer wegneem. Julle Christene het mos 'n lied wat iets sê van wat ek daar langs die pad gesien het. Mine eyes have seen the glory of the King. Ja, in my blindheid het ek gesien, dis wie hy is. Hier kom hy nou. Maar ek dink julle sal net so min soos ek kan glo wat nou gebeur. Die wat kan sien is so blind. Ek herken hom as die Messias van God wat beloftes kon waarmaak. En hulle sê vir my, bly weg van hom af. Hulle raas met my, hulle maak my oneer meer, hulle gebruik my naam van oneer teen my, want hulle wil my in die donker te hou. Wat weet ek tog? Ek kan nie sien nie. Maar hulle wat kan sien, is blind. Ek mag nie
in my onreinheid na by Jesus kom nie. Maar ek kyk met my hart en toe roep hy my. Sonder om 2 keer te dink het ek opgespring. My boekleed sommer net daar gelos. Ja, dit was nogal 'n belangrike stuk klere vir ons Jode. Want dit was belangrik as jy op die reis gaan om 'n boekleed te hê om jou bietjie te beskerm teen die koue. En vir ons bedelaars was 'n boekleed nog belangriker, want dit het ons elke dag so voor ons uitgegooi en dan is die almoese op ons boekleed gegooi en dan het ons dit aan die einde van die dag net bymekaar gemaak. Maar amper soos wat die disippels hulle skuite gelos het lank gelede, so los ek sommer my boekleed. En anders as die ryk jong man hoor ek wat nou die dag niks wou los nie, los ek toe alles. Want ek het net besef, daar moet niks tussen my en Jesus kom nie. Ja, ek los my boekleed daar, want ek is so seker my blinde bedeldae is verby. Ek gaan sonder enige sekuriteit, sonder enige voorsiening na Jesus. En toe staan ek voor hom. Hy het my raak gesien. Hy sien die raak wat ander nie meer raak sien nie. Hy sien die raak wat ander nie na wil kyk nie. En hy vra die wonderlike vraag. Wat kan ek vir jou doen? Wees my genadig dat ek kan sien. Dis al wat ek kon vra. Nie soos die 2 broers wat belangrik wil wees en bederf word nie, hulle wil gesien word. Ek wil maar net sien sy genade. Ek sou dalk vir hom nog wil verduidelik. Sê, Here Jesus, ek wil net iets van die verlossing ervaar. En toe maak hy my heel. Hy herstel my eer. Hy vat die vloek wat mense oor my uitgespreek het, as die blinde bedelaar wat deur God gestraf word, dit vat hy van my weg. Hy verlos my. Ek word weer mens. En hy sê vir my, gaan lewe. Maar ek moes omdraai. Ek moes hom volg. Dis mos die enigste keuse wat daar vir 'n dankbare mens is. Want 'n blinde bedelaar word 'n getroue volgeling. My identiteit het verander. My leefstyl het verander. En julle weet, gemeente van Randburg, daar's baie wat ek vandag vir julle Christene oor daardie dag op die pad van Jerigo kan sê. Daar's so verskriklik baie wat ek so graag wil hê, julle moet hoor en daarin vashou. My blind wees het my nie gekeer om met my hart te sien nie. Omstandighede kan jou blind maak, kan ook jou hart blind maak. Maar ek kon met my hart bly sien. Ek kon sien wat my oë nie kon sien nie. Want julle weet, my Christen vriende, dis so ek geloof verstaan. Nie die regte belydenis. Ek het gehoor hoe hierdie klompie op die pad verbyloop en dan sê hulle allerhande goed uit die ou skrifte, bly hulle opsê vir mekaar en hulle stry met mekaar oor die waarhede as hulle so tussen Jerigo en Jerusalem loop. Ek het niks daarvan geleer nie, want ek kon nie lees nie. Maar ek dink dit is geloof. Die oortuiging dat hy my in genade sou raak sien en verlos.
sonder dat ek groot waarhede geken het, sonder dat ek offers in die tempel gebring het. In my onreinheid het geloof in my hart net gesê, hy gaan my genadig wees. Dis waarom hy gesê het, my geloof het my gered. Omdat ek niks gehad het om vir hom te gee nie. Ja, en die weggooi van my boekleed sal vir julle wat in 'n tyd leef waarin mens verantwoordelik vir jouself moet wees, ja, die weggooi van my boekleed kan vir julle bietjie roekeloos klink. Van julle sal vir my wil sê, joh, Bartimeus, maar jy het 'n groot kans gevat. Maar weet julle, my Christen vriende, niks moet jou keer om met leë hande totaal afhanklik vir God te staan. Dan kan ek vir jou vra vandag, hoekom bly dit vir so baie mense so moeilik om sonder enigiets net ja te sê vir die verlosser? Verskoon my, maar ek moet ook vir jou vra, gooi asseblief weg waaraan jy vashou. Gooi weg die goed wat jou hart blind maak. Breek met die goed. Wat kan ek vir jou doen? Sjoe, julle, dis 'n groot vraag wat hy vir my gevra het. Maar weet julle, agterna besef ek, dis 'n verskriklike gevaarlike vraag. Want hy doen wat 'n mens vir hom vra. Hoeveel keer na daardie dag het ek in my gees weer so voor hom gaan staan en het ek hom weer die vraag hoor vra. Wat kan ek vir jou doen? Maar al wat ek elke keer ontdek het, is dat hy wil aanhou om in my ervarings van sy werk te skep. En dit is hoe ons elke dag voor hom as die verlosser met ons lewens moet staan. Ja, ons vra vir hom baie goed. En dan raak ons teleurgesteld. Want hy wil dit nie vir ons doen nie. Ek het net ontdek dat wat ek vra met sy werk in my te doen moet hê. Om Jesus te volg, laat my sien. Laat my die lewe sien. Dit laat my anders sien. Dit maak my oë oop vir die oorvloed wat hy gebring het. Die Seun van God het my so laat sien. En ek wens dit vir jou, Christenmens van 2021, dat jy saam met al die ander, in daai pandemietyd wat jy beleef, meer met jou hart, as met jou oë sal kyk. Dat jy God sal aanhou sien, vir wat hy vir jou kan en wil doen. Want saam met jou, op die pad van die lewe, is daar baie blindes, al het hulle oë wat sien. Mag jy die een wees, wat hulle help om te sien, wat jy sien. Word stil, dan antwoord jy die Here.
Here, die gebeure van hierdie wêreld maak ons stuksienig blind. Maak ons verward. Maak ons benoud. Maak ons sommer lam. Want ons wil die toekoms sien. Ons wil sien wanneer hierdie virus gaan ophou. Ons wil sien wanneer ons gaan ophou maskers dra. Ons wil sien wanneer die lewe weer gaan normaal wees. En dan raak ons op 'n manier onrein. Raak ons vir U nutteloos. Raak ons saam met die wêreld bedelaars. Dankie vir die oë van die Heilige Gees wat U met die wedergeboorte in ons kom inplant het. Ja, dat U vir ons nuwe oë kom gee het vir die nuwe lewe, vir die Jesus lewe. En dis wat ons op hierdie dag wil vra. Here, al wat U vir ons moet doen, al wat U vir ons kan doen, is om ons te help sien op U manier. Om ons te help kyk. Om ons te help besef waarmee U met elkeen van ons besig is. En wat 'n oorvloed U vir elkeen van ons kan gee. Hoe groot die genade is. Dankie dat U vir ons kinders van God gemaak het. Ja, dat U vir ons 'n naam van eer kom gee het. Dat U ons van die oneer van skuldige sondaars verlos het. Mag elkeen van ons in ons stukkie wêreld hierdie week, maar net met ons oë, die glorie van die Heer sien. In die klein gewone dinge, in die moeilike oomblikke van kontak met snaakse mense, in die stil word oomblikke van maar net weer geskok wees oor die wêreld. Gee dat ons U heerlikheid sal bly sien. Soos Bartimeus dit met sy hart gesien het. Amen. Liefdes, die aankondigings het U gekry. Ek het aan die begin nou nagelaat om welkom te sê vir besoekers. Hier sit hier en daar gesigte wat ek nie ken nie, en dis nie noodwendig mense wat ek lanklaas gesien het nie, maar hier sit so hier en daar besoekers vanmôre. As jy wil deel word van die bedieningsplan, wil aanmeld as nuwe lidmate, Sakkie en Elsa, waar is julle? Daar agter, sal julle in die portaal staan. As daar, hulle gaan nou opstaan. Wil julle twee nie net opstaan nie? So, en as hier nou, die ander mag net maar rondkyk. As daar iemand is wat wil aanmeld vanmôre, meld asseblief net by hulle twee aan. Dis 'n moeilike tyd en als werk nie wat dit moet werk nie, maar ons wil graag vir besoekers wat nuwe lidmate as lidmate by ons wil aansluit die geleentheid gee, so meld asseblief by Sakkie en Elsa aan. Maar baie dankie dat julle in elk geval vanoggend by ons kom kuier het. Of daar nou 'n plan is om aan te sluit, al dan nie, dis nie vir ons belangrik. Dit is vir ons wonderlik om besoekers in die erediens te kan verwelkom. Vrydag aand is nou die groot aand vir ons Kerskadeaus projek, die wynveiling en die gemeenteete. As ek reg is daar nog so 12 kaartjies beskikbaar. By die deur, moet nou nie almal mekaar vertrap nie, maar daar is dalk iemand wat nog 'n paar kaartjies wil hê. Maar dan is ons vol vir 'n veilige aansit.
met genoeg afstand tussen mekaar, dan is ons nie crowded nie. So daar's nog so 12 kaartjies beskikbaar. Die wat kaartjies bespreek het, kan dit sommer in die portaal by Shani kry vanmôre. As jy nou nie geld gebring het nie en nou ewe skielik lus geraak het vir daardie heerlike 3-gang ete wat ons vroue voorberei, en lekker gaan dit wees, daarvoor sal ek staan. As dit nie lekker is nie, kan ek dalk vir jou 'n kas wyn gee, miskien. Maar goed, bespreek dan ook sommer 'n kaartjie. So op 'n tweede gedagte, by Shani al is daar nie geld nie. Die katalogus is beskikbaar, dit kan steeds by my aangevra word per e-pos asseblief. En dan is ons Kerskardoese se trane volgende Sondag beskikbaar. Jy weet, as mense 'n hartjie toevou, dan sit 'n traan, vir die wat nie dit nou al gehoor het nie, en as jy hom oopmaak, is daar 'n storieetjie in, wat jy dan 'n hartjie van vreugde maak. Ons sal die subsidiebedrag dan volgende Sondag hê. Op 31 Oktober en 7 November gaan die kardoese beskikbaar wees en die trane om terug te kom op 21 November. Die res spreek van self. Baie geluk vir die wat verjaar in die week, wat vandag ook verjaar. Ons glo dit gaan vir hulle baie mooi dag wees. Ja, daar sit, ek probeer nou kyk, dan die Anna is 80 vandag, Wiekus is nie hier nie, Lenet sit daar agter, is reg, nie? Net baie geluk met die verjaarsdag, Piet en Lenet daar agter. Goed, Corrie is verswak, sy word huis versorg, sy raak by die dag swakker, sy kan nie meer praat nie. Ronel en 'n versorger versorg haar by die huis. Oom Niels is Vrydag oorgeplaas na 'n step-down daar by Rivonia 200, waar hy nou terapie ontvang vir sy slukdarm wat verswak het en eintlik op 'n manier dom geraak het. So oom Niels is daar vir 'n geruime tyd, gaan hy by Rivonia 200 se subakiet wees om terapie te kry. Antoni verswak maar en die tyding in die week, Elspie sit jy agter, Elspie waar is jy, die lig lyk, hoe sit jy heel agter? François se broer Gert, sukkel normaal 'n geruime tyd met die kanker, uit in die week weer 'n stent gekry. Baie pyn. Ons dink ook aan die Oosthuizen familie in hierdie tyd. Waar's die ouers wat matrieks het? Steek tog net julle hande op. Wie het kinders wat hierdie week moet begin skryf? Welma is hier, die ander is seker besig om daar's nog een, dis reg. Michelle is daar agter, Daniel. Die ander is waarskynlik besig om vraestelle uit te werk vir die kinders vanmôre. Maar ons wil vir hulle sê, dis 'n groot ding. Dis 'n baie groot ding. En die van ons wat nou daar deur is, sal sê, ag man, dis niks. Wat is matriek nou? Daar's baie ander eksamens in die lewe. Maar as jy matriek skryf, is dit baie groot, natuurlik. Met 'n wêreld wat bietjie anderster lyk as 1976 toe ek matriek geskryf het. So vir ouers en vir kinders, daar's 'n eksamengebed, mag dit 'n tyd wees van ook naby die Here wees en van sy seën en sy vrede bewus raak. Ook vir julle dan baie sterkte en groete vir die kinders. Die res spreek van self. Liefdesoffergawe by die deure. Kom ons sing 'n lied van sekerheid. 514 se 2 verse. 514 se 2 verse. Die water is daarom nog warm. Ek het nie so lank gepreek nie, ek het die horlosie hier gestel. Die water sal nog warm wees daar op die stoep. Jy sal 'n koffie kan drink sonder dat jou tong brand. 514, 1 en 2.
aankondiging is daar iets so terloops. Almal wat in 2022 vir ons wil help by die kategese en die jeugwerk. Ons het so 10:30, dalk bietjie vroeër in die koffiekroeg 'n byeenkoms met vanjaar se kategete en dalk is daar iemand wat sê dalk kan ek volgende jaar betrokke raak, al is dit op 'n redelike permanente aflosbasis. Jolien is in die koffiekroeg, praat sommer daarmee daar as jy nie kan bly vir die vergadering nie. Ons het regtig 'n klompie mense nodig omdat ons glo 2022 gaan bietjie meer normaal wees as 2021. Die seën van die Here, die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die krag van die Gees sal jou duideliker laat sien, dieper laat lief hê en sterker laat volg. Amen.